Terwyl dit so 'n spesiale oggend is, elke Sondag is 'n feesdag, want dit is opstandingsdag. En terwyl ons saam is as gelowiges, dankbare mense wat gekom het vir een rede, en dit is om die Here te aanbid, wil ek vra dat ons geloof bely, en die manier waarop ons dit gaan doen is 'n kreatiewe manier met beeld en klank. En jy kan jou oë oophou en die prentjies kyk. Die Here het die skepping mooi gemaak en ons voeg by die mooi van die skepping vandag die lof van ons harte. Ek glo in die God van Job, die God wat die aarde se fondamente gelê het, wat die aarde afgemeet het. Ek glo in God wat die see opgedam het, toe hy begin uitborrel het. In God wat die môre beveel om te kom, wat lig oor die hele aarde bring. Ek glo in God wat die sneeuwberge, wat die haal opgaar, wat vir die stortreën 'n pad oopkap en vir die donderwolke hulle koers bepaal. Ek glo in God wat die 7 ster met 'n band vasknoop en die band van die Orion kan losmaak, wat die sterre op hulle tyd laat opkom. Ek glo in God wat weerligstrale uitstuur, wat verstand gee aan die ibis om teen die vloed te waarsku, in God wie insig gee aan die haan om die dag aan te kondig. Ek glo in God wat die tyd bepaal wanneer die klipspringers lam, wat hulle die draagtyd bepaal, wat aan die wilde donkie se vryheid gee en hom ongebonde vry laat loop. Ek glo in God wat sy seun Jesus vir ons gestuur het. Ek glo in die vergifnis van sonde en ek glo in die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons die voorreg het om te lewe in 'n tyd soos hierdie. Dankie dat U alles mooi gemaak het. En as die skepping in sy gebrokenheid stikkend is, as die reën en die haal kom en daar's vloedskade en lewensverlies, is ons bewus te midde van alles van U grootheid, en ons bid, Here, dat U naby aan hulle sal wees wat swaar kry in hierdie tyd, dat U uitkoms sal gee. Dankie vir die voorreg dat U ons geroep het om vir mekaar daar te wees en te help, as ons dink aan die insamelings wat nou gebeur, al vir die uitreike na mense wat U nodig het, en op verskillende maniere wat ons by hulle betrokke kan wees. Dankie, Here, dat ons vandag ook 'n vreugdevolle dag kan vier saam met moeders. Moeders wat al in die hemel is, moeders wat dalk siek is, moeders wat soveel vir hulle gesinne gee. Here, nou is ons by U woord en ons bid dat U vir ons sal seën met oop harte en 'n oop gemoed om te luister en te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons tema vanoggend, dis oukei om nie oukei te wees nie. As jy nie oukei is met die spelling nie, dit is die amptelike spelling van oukei, 'n leenwoord wat ons uit Engels geleen het. En 'n spreekwoord wat ons almal ken, dis oukei om nie oukei te wees nie. En dit is 'n tema wat ons vanoggend neem uit ons Entrepreneurs van Hoop reeks, as ons sê Entrepreneurs van Hoop roep uit. En daarom gaan ons vanoggend by ons tema aansluit, die uitroep van Dawid in Psalm 13, 'n bekende kort psalm wat ons nou gaan saam lees uit die Here se woord uit. En daarna gaan ons daaroor saam dink rondom hierdie tema. Psalm 13, as jy jou Bybel hier het, of ons het dit ook op die skerm, as jy daar wil volg, Psalm 13, vir die koorleier Psalm van Dawid, hoe lank nog, Here?
Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand uit my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Ons fokusteks is dan ook vers 6. Ek hou vas aan U troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover die Here se woord. Ons vertrou hom dat ons sy woord sal geniet, dat dit ons gaan aanspoor en sal versterk vandag. Dis oukei om nie oukei te wees nie. As jy klein kindertjies het, sal jy weet dat lang paaie dikwels 'n beproewing is. Jy is nog nie ver uit die dorp uit nie. As jy daar van ons afry en jy klim op die N1 en jy sleep by die Parel verby, dan vra hulle al, hoe lank nog? Wanneer is ons daar? En net ander kan die tunnel, as jy die Parel sien, dan moet jy al regmaak vir padkos. En dan trek jy sommer af by die eerste stasie daar, of as jy die N2 ry, jy's net oor die bult, en dan vra die kinders al, hoe lank nog? En dan stop jy sommer by die Peregrine padstal vir 'n paai. Dis nie net kinders wat vra hoe lank nog nie. Wat lang en moeilike paaie omwens nie. Groot mense vra dieselfde vraag. Daar's paaie in ons lewens wat nie vir ons lekker is nie, wat ons ook omwens. En ons is nie 'n generasie wat hou van wag nie. Soos vra, hoe lank nog, Here, is dit in lyn met wie ons is vandag, want ons hou nie van wag nie. As ek honger is nou, dan kry ek op die internet vir my 'n spyskaart en ek bestel vir my iets kitskos en dit word by my afgelewer 'n uur later. Of ek bestel by Checkers iets en dit word 'n uur later by my afgelewer. Ons is in 'n kits era. As ek iets nodig het, is daar baie aanlyn platforms en ek bestel dit en môre word dit afgelewer. As ek iets uit China bestel, jy bestel deesdae sommer vir jou klere uit China, dit word oor 3 dae afgelewer. Ons dra hierdie ingesteldheid op 'n kits verwagting. Dra ons ook oor in ons godsdienst. Ons verwag dat God ook maar vinnig moet reageer. God moet vinnig ons gebede verhoor, anders raak ons omgesukkel. Ons lees hierdie ongeduld, hierdie moedeloosheid om te wag. Lees ons 4 keer in die 2de en die 3de vers van hierdie Psalm. Here, hoe lank nog gaan U my bly vergeet? Hoe lank nog gaan U van my af wegkyk? Hoe lank nog moet ek my eie planne beraam, moet ek my dae in kommer deurbring? Hoe lank nog, Here, gaan my vyand oor my heers? As Dawid dit uitspreek in Psalm 13, is dit eintlik nie vrae nie, maar dit is uitroepe van frustrasie en pyn. Hy kla wanhoopig sonder skroom, hy's baie eerlik. Hy voel dat sy God hom ignoreer. Dawid kla soos 'n vrou, 'n mamma op die Kaapse vlakte wie se kind in die kruisvuur van bendegeweld doodgeskiet is.
Hoe lank nog, Here, gaan ons hier in die vlakte met hierdie kultuur en hierdie verskriklike geweld moet saamleef? Hy het laas as die werklose man in Mitchells Plain of in Khayelitsha wat sonder werk sit en vandag vanoggend en vandag en môre in 'n shack gaan sit en oorspoel word deur water. Wanneer, Here, hoe lank nog voordat ek werk gaan kry sodat ek in my lewensonderhoud kan voorsien? Hy klink soos miljoene mense wêreldwyd wat kla oor die onrus, die geweld en die korrupsie in die wêreld. As ons hierdie Psalm lees, dan klink dit almal amper soos ons eie gekerm oor ons land en ons eie lewe. Die probleem is ons is nie altyd so eerlik wanneer ons kla nie. Want dit voel vir ons verkeerd. Dit is mos verkeerd om jou ouers aan te vat. Dit is arrogant. Daarom voel ons wil nie ons hemelse Vader aanvat oor goed nie. So ons is groot gemaak, ons kla nie. As mense vir jou vra hoe gaan, dan sê jy punt in die wind, dit gaan voor in die koor, dit gaan baie goed, dit gaan uitstekend, dit kan nie beter nie of kan nie kla nie. Maar dan gaan dit nie altyd so goed as wat ons voorgee as ons sê dat dit goed gaan nie. Dit gaan nie altyd so goed as wat ons voorgee nie. Aan die een kant verstaan ons dit want ons wil nie klaarkouse wees nie. En aan die ander kant glo ons die Here verwag van ons om nie te kla nie. Paulus skryf sy blydskapsbrief uit die tronk in Rome vanuit die haglikste omstandighede en in hierdie blydskapsbrief verwys hy 16 keer na blydskap. Hy sê wees altyd bly in die Here, ten spyte van omstandighede skryf hy dit uit die tronk uit. En dan skryf hy in 1 Tessalonisense 6 of 5 vers 16, wees altyd bly, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Die Here verwag van ons moenie kla nie, as dit met ons sleg gaan, moet ons bly wees, in alle omstandighede moet ons dankbaar wees. Dit is wat God van ons verwag. So, ons voel skuldig as ons voor die Here kla. Dis nie net Paulus wat gesê het ons moenie kla nie. Jesus skryf as jy wil bly wees en dit staan in sy bergpreek, salig, hemels gelukkig is jy, baie gelukkig is jy, as jy treur, as jy trane van klagtes oor jou wange laat loop. As jy swaar kry, is jy gelukkig. En Jesus, wanneer hy dit sê hy dit as 'n rabbi, komende uit 'n kultuur wat klag gewoond was, waar dit 'n belangrike rol gespeel het. In die Ou Testament is daar 'n paar boeke wat geskryf is oor klagtes. Die hele klaagliedere boek is vol klaagliedere. Job, Prediker, 1/3 van die psalms is klaagliedere. Maar die eerste ding wat ons leer is, klag is nie ongeloof nie. Klag is geloof wat nie opgee nie. As ek en jy vandag voor die Here kla, as ons 'n klaaglied sing, is dit nie omdat ek opgee nie, is nie ongeloof nie. Dit is juis geloof wat nie opgee nie. Maar in ons generasie sukkel ons nogal om positief oor klag te dink. Klag is vir ons negatief. Daar's negatiewe energie in kla in. Dis nie deel van ons nie, of ons wil dit nie deel van ons hê nie. En ons vlug so lank as moontlik van lyding af weg. Ons weet die wêreld is gebroken, maar ons het eintlik nie 'n kapasiteit om gebrokenheid te hanteer nie. Ons is onbeholpe as dit by geloof, by geloof in klagtes en gedagtes kom in ons gebrokenheid. In die teologie gebruik ons die woord lament om rou en hartseer uit te druk. En lament is anders as ons
klagtes en gedagtes oor die bure se hond wat in my tuin 'n draai kom loop, of dit wat skeef loop in ons land. Dit is anders. Lament is anders as dit. Lament is 'n rou, eerlike vasklou aan God terwyl jy seer het en eintlik niks van hom, die lewe of jouself verstaan nie. Dis wat klag of lament beteken. Dis soos 'n babatjie wat as hy seer het aan sy pappa of mamma vasklou of wrimmel, want hulle het nie die woordeskat om te sê waar is dit seer nie. So is klag, leer die Bybel ons. Ons klou soos 'n baba aan ons mamma vas. En ons het nie woorde. Ons kan net huil. Ons het nie woorde om te sê waar eintlik dit seer is nie. En hierdie beeld, God as 'n versorgende ouer, God as 'n moeder, hy sê Jesaja 66 vers 13, soos 'n moeder haar kind troos laat veilig voel, so sal ek julle troos en julle laat veilig voel. Die Jode het God se belofte van troos ernstig opgeneem. Die Jode was nie bang om te rou nie. Hulle het hulle klere geskeur. Hulle het hulle hare uit hulle kop getrek. Hulle het op hulle bors geslaan. Hulle het as op hulle koppe gegooi. Hulle het op die ashoop gaan sit soos Job wanneer hulle gekla het. Om te kla het hulle roubeklaars gebruik. Dit was 'n professionele beroep destyds. Daar was mense wat professioneel gekla het. In Jeremia 9 vers 17 sê God self by monde van die profeet, gaan haal die mense wat weet hoe om te rou. Gaan haal daai vrouens wat sulke klaagliedere sing en laat hulle vir ons liedere sing totdat die trane oor ons wange loop. Hulle was ernstig oor kla en klag. Dit was 'n vaardigheid wat 'n Joodse kind van jongs af geleer het. Maar hoekom is kla so belangrik? Hoekom is kla so noodsaaklik? Want as ons pyn nie 'n bestemming het nie, as ons dit hier binne hou, as ons dit nie weggee na die Here se kant toe nie, dan bly dit hier binne, dan hou ek dit binne, dan word dit bitterheid. Here, hoekom ek? Hoekom is die lewe so onregverdig? Dan word dit ontkenning. Jy leef met 'n masker totdat jy nie meer kan nie, dan word dit depressie, want ingeslukte frustrasie en aggressie, wat jy binne toe vat en nie aan 'n adres rig nie, word depressie. En die gevolg van dit alles is, as jy jou klag binne hou en nie vir die Here vat nie, is dat daar kom stilte tussen jou en God. Daar kom 'n vervreemding, jy het nie meer woorde in jou gebede nie. As jy die Bybel lees, sê dit ook vir jou niks nie. Maar as jy na God toe draai, al voel dit vir jou asof sy rug na jou toe gedraai is, dan gebeur daar iets anders. Walter Brueggemann, een van die groot psalmgeleerdes, 'n teoloog, sê die psalms gee vir ons taal in tye van oorgang. En hy noem dit oriëntasie, disoriëntasie en nuwe oriëntasie. Hy sê dit vat ons deur seisoene. En die psalms help ons deur die seisoene van ons lewens. Van oriëntasie. Ek is heel, dit gaan goed met my. En dan disoriëntasie, my lewe val uit mekaar. Ek is nie meer heel nie, dit gaan sleg met my. En dan vat dit my na 'n nuwe oriëntasie toe. En hy vergelyk dit met seisoene in ons lewens. Dis somer, dit groei en dis lekker. Dis 'n tyd van oriëntasie, dit gaan goed met my en my lewe. Daar's vrug, die gewasse kom van die lande af, daar's vrugte in die boorde. En dan in die herfs
in die wintertyd, dis 'n tyd van disoriëntasie. Wanneer dit daar aan mekaar reën, die son nie skyn nie, my gemoed raak so mif, soos die klere in my kas. 'n Tyd van disoriëntasie, waar my lewe net nie lekker is nie. En dan vat dit my die psalms na 'n nuwe oriëntasie. Lofpsalms, lofliedere. Wanneer nuwe lewe begin, die lente breek aan in my lewe. Psalm 13, Psalm 22, Psalm 137 is een van die bekende, of 'n paar van die bekende psalms. 13 wat ons vanoggend gelees het, 22 waaruit Jesus aan die kruis dit aanhaal, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 137 kan jy onthou, die liedjie van Boney M, by the rivers of Babylon. Daar het die Jode gesit, hulle het hulle liere, hulle musiekinstrumente aan die wilgerbome opgehang, want hoe kan hulle 'n lied sing vir die Here in 'n vreemde land, terwyl hulle in hulle binneste stikkend is? En die meeste van hierdie klaagpsalms het ook 3 fases waardeur 'n mens groei, het ook 3 sleutelelemente. En hierdie psalms, en dis die waarde van psalms, die klaagpsalms, dit help ons met 'n praktiese riglyn hoe ons met ons swaar kry in die winter en die herfs van ons lewens moet omgaan met ons klag. Dit leer vir ons 'n KWV geloof. Dit leer ons om nie te gryp na die vrug van die wingerd nie, om in my klag daarvan af te hang nie, maar dit leer vir my om eerlik voor God te kla. Om eerlik met hom te worstel, om te vra, Here, help my. Dawid vra nie vir 'n wonderwerk nie. Hy sê, Here, dit voel vir my, hy kla eerlik, dit voel vir my, U kap my ignore, die tienertaal, U sien my nie raak nie. U weet nie waar ek is nie. U sien my nie raak nie. Sien my tog raak asseblief. Luister tog net na my. Breek die isolasie, die stilte tussen ons en verlig my oë. Geef my net genoeg lig dat ek darm een tree vorentoe positief kan gee. En dan beweeg 'n klaagpsalm, help die klaagpsalm ons om na vertroue toe te beweeg. En dit is wat Dawid hierby uitgekom het in hierdie psalm. Ek vertrou op U, Here, en op U getroue liefde. Hy sê, ek hou vas aan U. Ek gryp soos 'n kleintjie aan U vas, soos 'n babietjie sy ma vashou, en kla sonder woorde. So gryp ek U vas. En hy begin sing in die donker. En dit is hoe hy van klag tot lof beweeg in Psalm 13. En dis die mees uitdagende deel van ons geloof. Om te kla en om by lof uit te kom. En dis nie ontkenning nie. Dis 'n keuse. Ons moet dwars deur pyn gaan. Ons moet deur hierdie disoriëntasie gaan. Almal van ons het al die seisoene in ons lewe. Dit gaan nie altyd goed nie, jy is nie altyd heel nie, maar jy moet deur hierdie winters van jou lewe gaan van disoriëntasie, sodat jy by 'n nuwe oriëntasie kan kom, wat beter is, anders is as die oriëntasie waaruit jy gekom het. Jy moet dwars deur disoriëntasie, die winters en die herfs van jou lewe kom. En kom ons onthou dit maar, God skrik nie vir ons eerlikheid nie. Daar's niks wat ons vir die Here kan sê wat hom skok nie. Nie eers 'n kragwoord nie, nie eers lelik praat nie. Hy het al baie erger stories as jou en myne gehoor. Hy het al baie erger kragwoorde gehoor as wat ek en jy kan uiter.
Niks wat ek doen kan God liewer maak vir my of minder lief maak vir my nie. En Psalm 13 nooi ons. Klaar, spreek dit uit, sê wat jy voel, moenie daarmee loop nie. Spreek dit uit, vra wat jy nodig het. Maar kom in die proses by vertroue uit. Om te weet, Here, U is getrou. En dit is waarmee hierdie Psalm ons wil help vandag. Waaroor kla ek en jy vandag? Hoe lank nog, Here, gaan dit moeilik gaan met my besigheid? Hoe lank nog, Here, gaan ek sukkel met my gesondheid? Hoeveel chemoterapie nog, Here, dat ek nog 'n bietjie lewenskwaliteit kan hê? Here, hoe lank nog hierdie finansiële spanning in my lewe? Hoe lank nog gaan die olieprys so lyk, gaan die petrolpryse styg, die lewenskoste styg? Hoe lank nog gaan die konflik in die Midde-Ooste aangaan? Hoe lank nog gaan die gewapende konflikte in die wêreld aangaan? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog gaan ek in my land onveilig voel? En nie eers alleen in 'n parkie wil gaan stap nie. Hoe lank nog, Here, dat korrupsie ons regering en ons veiligheidsmagte en die polisie gaan kenmerk? Vriende, ons moet hierdie pyne en frustrasies wat almal van ons het, dit wat ander mense nie vanoggend van weet nie. Jy het daar by die deur gesê, hallo, hoe gaan dit? En jy het gesê, dit gaan goed, maar eintlik gaan dit nie goed met jou nie, want jy terug by die huis. Meanwhile, back at the ranch, terug op die plaas, is daar baie goed wat jou ontstel. Daar's baie goed wat vir jou negatief is en waarmee jy moeilik leef. En jy sukkel om te kla en jy weet ook nie of jy mag nie en jy weet jy moet bly wees in alle omstandighede. Wanneer ons pyne en frustrasies verwoord, vriende, as ons na God uitroep, is dit nie ongeloof nie, maar dit is geloof. En nou, ons bevoorregte posisie vandag is. Nadat Psalm 13 3000 jaar gelede geskryf is, leef ons nou in 2026 met ons pyne en ons frustrasies in hierdie lewe. Maar na Psalm 13 het hierdie hoe lank nog vraag in vervulling gegaan en het daar antwoord gekom 1000 jaar na Psalm 13 Jesus gekom het. Hy het gekom, hy het gelewe, hy het gelei, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, hy het daarna opgevaar hemel toe wat ons hierdie week vier, en daarna het hy sy plek aan die regterhand van die Vader, die heersersposisie oor die heelal, oor die skepping gaan inneem, en waarvandaan hy weer sal kom. En intussen het hy na hemelvaart het hy die Heilige Gees gegee vir sy kerk. Die een wat saam met ons kla. Dis ons bevoorregte posisie teenoor Psalm 13 Dawid. Hy kla, maar die Heilige Gees was nie so 'n vergestalting by hom soos wat ons die voorreg het nie. Want die Heilige Gees sê Romeine 8 vers 26, as ons nie weet wat om te bid nie, dan vertaal hy hierdie onuitspreeklike goed in my, dan vertaal hy dit en hy sê dit vir die Here. As ek met my pyne en frustrasies en my klagtes aan die Here vashou, dan weet ek, al het ek nie woorde nie, al kan ek nie eers 'n klaaglied skryf of uitspreek nie. Dan kom die Heilige Gees en gee die Heilige Gees my klagte, lewer hy by die hemelse adres af. Hy en die Vader praat oor my. Daar is iemand wat oor jou skinder, nee, dis negatief. Daar's iemand wat agter jou oor jou praat.
Almal van ons het mense wat oor ons praat, dalk, maar ons het ook God die Heilige Gees en God ons Vader wat agter ons rug oor ons praat. Want hy gee om, want die Heilige Gees kom vertaal dit wat onuitspreeklik is vir my, kom vertaal hy en hy gee dit vir die Vader. Wat beteken dit vir ons vandag? God is nie ver van ons seer af nie. Hy het dit self van sy eie lyf gevoel, sodat hy by die kruis uitgeroep het, 'n klaagpsalm. My God, waarom het U my verlaat? Jesus het dit aan sy lyf gevoel. God ken klagtes. God is nie ver van ons klag af nie. En daarom kan ons hom vertrou dat hy sal antwoord. Omdat hy reeds geantwoord het. En dit is wat ons hierdie Pinkster gaan doen. Ons word in hierdie Pinkster herinner dat God reeds geantwoord het. En dat hy sy Gees gegee het om woorde aan ons klag te sit. Ek wil vra aan die einde van ons gesprek oor Psalm 13, dat ons almal sal gaan hierdie week, en dat ons 'n klaaglied sal skryf. Maar ons skryf hom volgens die norm wat ons vandag geleer het. Hoe lank nog, Here, skryf dit neer op 'n stuk papier. En dan skryf jy dit waarmee jy worstel en nie by 'n oplossing uitkom nie. Hoe lank nog, Here, en dan dink jy aan jou gesondheid. Dan dink jy aan jou werk en jou finansies. Dan dink jy aan jou verhoudings, want dit is die 3 primêre temas waarbinne ons pyne en frustrasies val. Hoe lank nog, Here, verhouding, my werk en my geld, my finansies, en ons gesels met die Here daaroor. Skryf jou eie klaaglied hierdie week en kla eerlik voor die Here. Worstel met hom in gebed. Vertrou God in sy goedheid, vir sy goedheid. In hierdie fasette van jou lewe. Kom ons maak ons oë toe. En ons oordink dit wat die Here vir ons kom leer het in hierdie oggend. En as daar nou al 'n klaaglied in jou gemoed opkom, wat jy nie oor 'n mikrofoon hier in die kerk sou sê nie, dan sê jy dit. Kom ons dink na en ons praat met die Here. Here Jesus, dankie dat ons die voorreg kan neem om regtig te sê wat ons voel. U weet dit in elk geval, u ken ons, u sien dwars deur ons. Maar help ons om dit uit te spreek, om te worstel en te soek. En gee vir ons, Here, genoeg lig in hierdie jaar, in hierdie spesifieke tyd van ons lewe. Oor al ons pyn en frustrasies, of dit by die werk is, finansiëel is, of dit gesondheid is, of dit 'n verhouding is. En ons verklaar vanoggend, ons glo dat u getrou is. Ons glo dat u ons onvoorwaardelik liefhet. En dankie dat u ons by 'n nuwe seisoen sal uitbring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.